Christen, altyd 'n Christen? Ons lees Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Daar heers 'n angswekkende spanning in die kamp van die vryheidsvegters. Hoe het die regering uitgevind waar hulle wegkruip? Gisterand is hulle uitmekaar geskiet en hulle moes vlug vir hulle lewens. Vir ure al is die leiers besig met 'n beraad om die misterie uit te pluis. Stadig aan begin dinge egter duidelik word. Fernando, bulder die leier. Fernando krimp ineen. Hy spring op en probeer weghardloop want hy weet dat hy skuldig is. Maar dis reeds te laat. Daar was lankal iets baie snaaks omtrent hierdie man. Kort het hy net verdwyn. Nou weet almal, Fernando is 'n verraaier. Hy word hardhandig gegryp. Sy angsgille weer klink as hulle hom skop en slaan. Hy is immers verantwoordelik vir die dood van etlike van hulle makkers tydens die vorige aand se skermutseling. Die vuurpeloton is nou sy voorland. Verskriklike storie, né? Verskriklike einde vir 'n arme mens. Maar hierdie man het presies geweet wat hy doen toe hy sy maats, sy sielsgenote verraai het. Die ideologie waarin hy geglo het vir hom waardeloos geword en hy het dit weggegooi om homself met die vyand te vereenselwig. Vir die vroeë kerk was dit in baie gevalle 'n oorlewingsstryd. Kyk maar hoe die Christene deur die wrede Nero uitgeroei is. Hulle moes 'n ondergrondse bestaan voer om te probeer verhoed dat iemand uitvind dat hulle Christene is. Geheime tekens soos die vis is gebruik om mekaar te herken as mede-Christene. Wanneer iemand uit die heidendom tot bekering kom, plaas hy eintlik sy eie lewe op die spel. Waarom het mense soveel gevare en onderdrukking getrotseer om die Christelike geloof aan te neem? Die voordele was natuurlik oneindig groot. Om 'n kind van God te wees, beteken dat jy verlos is van die mag van die sonde. Dit beteken die ewige lewe. Dit beteken dat jy vir Jesus ken. Dit beteken genade. Wanneer 'n gelowige egter die dag besluit dat hy nie meer kan aangaan met hierdie geloofstorie nie, dan is dit 'n verskriklike besluit om te maak. Skielik word hy nou 'n gevaar vir al die gelowiges wat hy leer ken het, want as hy terugkeer na die heidendom, die groot vyand, dan kan hy nie anders as om sy lojaliteit aan hulle te bewys nie. Nou het hy 'n verraaier geword wat enige gelowige se marteling of dood kan beteken. Dis teen hierdie agtergrond wat ons die gedeelte in Hebreërs 10 moet lees. Die gemeente was van mekaar afhanklik vir hulle oorlewing en enige afvalligheid was letterlik 'n saak van lewe en dood. As ons dan lees dat afvalligheid so verskriklik swaar gestraf sal word, dan moet ons nie verbaas wees nie, want afvalligheid is 'n baie ernstige saak. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat die skrywer hier vir my en jou vandag wil sê. Hy stel dit baie duidelik dat 'n persoon wat afvallig geword het, baie swaar gestraf sal word deur God. Maar dit rym nie, wil jy uitroep. God staan genadig, Gods liefde. Wat het daarvan geword? Wat beteken dit om afvallig te raak? Sunny was 'n verlore siel, vasgevang in die wêreld se sondes. Toe op 'n dag kom sy tot bekering.
Haar lewe is brandend vir Jesus en sy neem deel aan al die gemeenteaktiwiteite. Op 'n dag kry sy 'n teleurstelling wanneer dinge nie gebeur soos sy dit graag wou hê nie. Sy is kwaad. Sy bly weg van die kerk af. Weldra kom sy al minder en minder by die gemeente uit. En uiteindelik verval sy weer in 'n lewe van sonde. As iemand met haar praat oor haar geloof, kry die persoon 'n afjak. Haar vertroue in Jesus het sy totaal verloor. Sy word 'n verraaier wat weer by die vyand aangesluit het. Onmoontlik? Nee, beslis nie. Ek het dit al sien gebeur. Die vraag is, wat gebeur met so 'n persoon? Ek het dan gedink dat as jy eenmaal 'n Christen is, dat jy altyd 'n Christen is. Wat nou? Wees gewaarsku. 'n Mens kan jou geloof verloor as jy nie volhard nie. Die Bybel leer ons in baie duidelike taal dat God wel oneindig genadig is en red, maar dat die straf vir ongeloof verskriklik is. Die loon van die sonde is die dood, lees ons in Romeine 6 vers 23. Matteus 25 vers 41 beskryf die straf as 'n ewige vuur. Daar sal 'n geween wees en 'n gekners van tande, sê Jesus oor die hel in Matteus 25 vers 30. Hierdie verskriklike oordeel en straf is nie alleen bedoel vir heidene en totale ongelowiges nie, maar ook vir 'n gelowige wat weggedryf het van God af, wat verval het in sonde en sy geloof verloor en verloon het, soos wat met Judas Iskariot gebeur het. As dit dalk jy is, van wie jy vandag hier lees, kan ek jou vandag baie goeie nuus gee. Daar is steeds genade tyd. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. So lees ons in Jesaja 1 vers 18. Ja, God sal steeds red en vergewe. God se genade is 1000-mal groter as sy straf. Selfs Dawid en Paulus, albei moordenaars, is totaal vergewe. Selfs al het jy totaal afgedwaal en Jesus verloon, staan hy steeds daar en hy pleit by jou om terug te kom en weer God se kind te word. Wil jy nie vandag vir hom ja sê nie? Kom ons bid. Here, ek kan so maklik in sonde verval en U verloor. Gee my asseblief volharding om staande te bly en krampagtig U hand vas te hou. Amen.